Ek gaan vanoggend gesels oor beloftes wat stadig tot vervulling kom. Ek wil hierso 3 woorde skryf: stadig, ek wil die woord skryf uitgestel, en ek wil die Engelse woord skryf delay. Ek kan hierso nog 'n ander ene skryf ook vertraging. Maar die vertraging wat ek nou hiervan praat is nie vertraging nie. Dis iets wat vertraag word. Dit reg. So as ons nou na hierdie woorde kyk, dan wie van julle weet waarvan ek praat? Jy het 'n profetiese woord, jy het gebid, die Here het jou iets gewys, jy het sekere beloftes van die Here ontvang, en hierdie goed kom net nie in vervulling nie. Hierdie goed gebeur net nie. Dit kom nie tot werklikheid nie. Die Here het met jou gepraat as individu en gesê, weet jy wat, ek wil dit vir jou doen, of ek wil hê jy moet aansoek doen vir hierdie nuwe werk, of ek het vir jou 'n nuwe deur oopgemaak, of ek wil hê jy moet trek. Niks gebeur nie. Wie weet waarvan ek praat? So ek wil begin met 'n vraag, eer te vra, hoekom dink julle vertraag die Here? Delay die Here? Die antwoord, die belofte waarvoor jy wag, wat dit ook al mag wees. Hoekom is daar 'n vertraging? Hoekom is daar 'n oponthoud? Wie wil saamgesels? Santa, is jy iewers vertraag? Ja, Verstaan dit nou net reg asseblief, as ek vra, is sy iewers vertraag? Julle verstaan wat ek bedoel, né? Okay. ek dink as 'n mens kyk na Bybelse voorbeelde, dan is dit partykeer moet goed in ons lewens eers in plek kom voordat die Here se belofte. As jy gaan kyk na Josef, Josef, het okay. van jongs af geweet, die droom is dat hy ergens mense gaan voor hom buig, maar tog was hy arrogant en die Here moes eers met daai ding werk in sy lewe voordat hy hom koning kon maak. So partykeer is daar eers goed in ons lewens wat moet verander. Okay, partykeer is daar goed in ons lewens wat moet verander. Okay, enige iemand anderster? Marlene? Ek dink ook die tyd in jou lewe waar jy die belofte ontvang, is jy nie noodwendig gereed om dit te kry nie. So jy moet eers groei en gereed word. En dit leer ook 'n ou dan geduldig wees en om vas te hou aan daai hoop. Okay, jy's nie gereed daarvoor nie. Vas te hou aan die hoop. Vas te hou aan die hoop. Ja, okay. Arno, ek pik nou hier op jou. Ek weet julle wou besigheid verkoop daar op Oorigstad. En die Here het julle sekere beloftes gegee. En julle het vir 2 jaar lank was julle in 'n oorlog, as ek dit so kan noem. Dit was 'n oorlog. Okay, eerstens by jou geloof word geweldig gebou in daai tyd. Dit is verseker so. Maar 'n ding wat 'n mens moet baie katvoet verloop is daar kom valse hoop in so 'n periode. Ek weet op een of ander rede kom jy vyand, dan kon jy 'n telefoon oproep of jy kry iemand kom sien jou of hy sê dit vir jou of hierdie persoon gee hierdie skrif vir jou en dan dink jy, okay, hier is die deurbraak, hier kom dit nou. Maar dan is dit na 'n maand, 2 maande, dan kom jy agter, maar daai storie was nie van die Here gewees nie. Dit was regtig 'n valse hoop, valse lig. So wees maar net versigtig daarvoor. Dankie. Egbert, ek het geleer in die 2 jaar dat die gewone waaraan ons glo en vertrou, en die Here het gesê, ons moet verkoop, so dit sal so wees. En as ek nou terugkyk oor die 2 jaar, dan weet ek, het die Here vir ons daai tyd gegee om al ons sake in orde te kry. Die dag toe ons die sleutel oorgee vir die mense, toe's al ons goed, ons sake in orde. Alle skuld is betaal, alle dinge is reg, ons is klaar, en so was dit. Okay, so jy sê daar's sekere goeders wat eers aan julle kant in plek gekom het. Het nog iemand enige iets anderster wat hy wil byvoeg? Ek wil net sê, die oomblik toe ek woord gekry het, was my denkwyse nog nie in lyn dalk met God se wil nie.
en ek moes eers verander, in myself verander het en in pas kom met die Here se wil, voordat dit in plek kon val. En dan, ek was dalk nog nie in die regte seisoen gewees nie, so OK, goed. So ek gaan 2 dinge neerskryf. As daar nog iemand is, hierso Esther. Ek het net 'n vraag, mag ek 'n vraag vra? Kan 'n mens se profetiese woord uitgestel word omdat ander mense in jou roeping nie op die regte plek is nie? OK, we gaan nou kom. Ons het gesê, denke nie in lyn met God nie. En jy het gesê, ek gaan net hier so skryf in plek. Daar's goeders wat in plek moes gekom het aan die hele kant. Esther, so jy het gevra, kan dit uitgestel word as gevolg van? Dat ander mense wat deel is van jou roeping nie in plek is nie. Met ander woorde, daar's nie eenheid. Kom ons gebruik nou byvoorbeeld jy en jou man. Met ander woorde, daar's 'n roeping. En byvoorbeeld nou, jy wil met Step Foundation begin en jou man sê nee, dan word dit uitgestel. Is dit wat jy bedoel? Kom ek gebruik Step Foundation terwyl jy nou daarvan praat. Die roeping op Step self is baie groot. Daar was baie profetiese woord oor Step Foundation en die groei daarvan. En dit gebeur nie, so wat hou dit terug? OK, wat nou? Glo jy gaan 'n antwoord kry. Kobus? Ja, ek het net 2 goed wat ek daaroor kan sê is, in die skrif lees ons van Daniël wat gebid het, en ek ken nie hoeveel dae lank gebid nie, en toe die engel van die Here by hom uitkom, het hy gesê, ek het al begin, toe jy begin bid het ek al begin om na jou toe te kom, maar ek moes 'n geveg veg deur magte van die duisternis om by jou uit te kom. So ek glo, as die Here 'n boodskapper met 'n antwoord stuur vir jou, moet jy wag tot hy by jou kom, jy moet aanhou bid tot hy by jou kom. En jy moet vashou in die geloof. En dit bring my by die tweede ding. Ek het altyd vir my kinders gesê, en ek sê dit nog steeds, dit sal goed wees in die einde. It will all be good in the end. If it's not good, it's not the end. Ekskuus, baie keer kom 'n belofte met voorwaardes of met sekere goed wat jy moet doen. So die Here sal byvoorbeeld sê, ek kan onthou een van die goeters, toe ons net met die gemeente begin het, was ek baie bang dat my kinders nie die Here sal dien nie, as gevolg van, weet die dominee se kinders is ons altyd die stoutste, die rebelste, die wildste. En dit was een van die goeters wat Yvonne O'Neill vir my gesê het, all your children will serve the Lord. En dit was iets wat die Here my mee kom ontmoet het op my vrees. Maar ek bedoel, ek kon nie nou net teruggesit het en sê, okay, well, my kinders kan nou maar maak wat hulle wil, die Here se belofte is, hulle gaan hom dien nie. Ek moes steeds my deel doen. So jy het ook 'n verantwoordelikheid in jou tot die vervulling koming van jou woord. Jy kan nie net terugsit en sê, jy wag nou maar vir die Here om die ding te doen nie. Jy het 'n spesifieke rol om te vervul. Goed, beloftes kom met voorwaardes. Jy het 'n rol om te vervul. Ons het 'n klomp dinge neergeskryf en ek dink al hierdie goeters is reg en al hierdie goeters is waar. Maar die een ding wat ek hier vasgemaak het, dink ek wat die meeste van hierdie goeters omsluit, is dat die Here veroorsaak baie keer 'n vertraging, sodat ek en jy kan sien wat in ons hart aangaan. Baie keer het hierdie vertraging meer te doen met my en met jou, met 'n werk wat die Here in my en jou lewe wil doen, as wat dit te doen het met die Here. So kom ons blaai na Eksodus 32, ek wil hê ons vanoggend na 3 voorbeelde kyk. Eksodus 32, die eerste ene gaan oor Moses wat die volk uit Egipte gelei het. En julle ken daai verhaal, maar ek wil hê ons moet 'n bietjie na 'n paar goeters kyk net vanoggend. Vers 1, toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, hulle het nou by berg Sinai aangekom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan julle ore van julle vrouens, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my.
Nogal vir my interessant, hy sê ruk dit af. Wonder hoe dit gelyk, daai prentjie. Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk en daar 'n goue kalf van gemaak. Daarop sê hulle: "Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het." Dit is vir my interessant dat in vers 1 staan daar: "En Moses het hulle uit Egipte land laat optrek." 4 verse later sê hulle: "Dis hierdie goue kalf wat ons uit Egipte land laat optrek het." Ek meen, kan 'n mens so 'n dom ding sê? Kan jy jouself indink dat iemand so 'n bizarre stelling kan maak? In die konteks van Israel, Aaron, die volk wat daar is, en ek meen, hulle het nie jare gevat om by Sinai uit te kom nie. Dit was kort, ek dink amper 9, 10, 11 dae. Toe was hulle by Sinai. En hulle weet dat God onder sy magtige hand hulle uit Egipte verlos het. En hier sê hulle, dis die goue kalf. Vers 5. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou. En Aaron het uitgeroep en gesê: "Môre is daar fees tot eer van die Here." Môre is daar fees tot eer van die Here. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou. 'n Altaar vir hierdie goue kalf. En nou sê hy: "Môre is daar 'n fees tot eer van die Here." Kan jy op 'n plek in jou lewe wees waar jy die goue kalf op 'n plek bring waar jy sê, weet jy wat, ons gaan fees vier ter ere van die Here? Ek kan myself dit nie indink nie. Ek wil hierso iets skryf. Afgodery maak 'n mens dom en blind in die gees. En baie keer is ons op 'n plek soos wat ons vandag hierso sit, wat onder 'n Nuwe Testament leef. Dink ons dat afgodery is iets wat plaasgevind het in die Ou Testament. Afgodery was iets wat plaasgevind het in Israel se geskiedenis terwyl hulle in Egipte was. Maar daar's geweldig baie afgodery in die wêreld buite Suid-Afrika. Ons is maar net op 'n plek binne die konteks van Suid-Afrika wat ons sê, weet jy wat, hier is nie afgodery nie. Bitter min mense aanbid afgode. Maar dis net hier waar ons die pot geweldig missit. Ons sien in die skrif in die Nuwe Testament dat afgodery, hoerery en oorspel baie keer binne dieselfde versie voorkom of in dieselfde konteks in die skrif met mekaar verband hou. So afgodery in die gees is dieselfde as oorspel in die vlees. Ek wil dit weer sê. Afgodery in die gees is presies dieselfde as oorspel in die vlees. Hoekom? Want wanneer ek en jy op 'n plek is waar ons 'n afgod aanbid, dan verag ons die bruidegom. Ons is die bruid, hy is die bruidegom. Ons aanbid hom nie meer nie, ons aanbid 'n afgod. En dus, in die vleeslike konteks, is dit oorspel. Nou wil ek vir jou vra, en ek vra myself die vraag af, hoeveel afgodery is daar dan in my lewe? Hoeveel oorspel is daar dan in my lewe? Want die skrif sê, die natuurlike vergelyk met die geestelike. En as jy vanuit daai konteks na hierdie goed kyk, dan is dit nogal scary. Te sê, weet jy wat, waar staan ek? Wat is 'n afgod? 'n Afgod is enige iets wat jy stel belangriker as God. Ek wil nie vir jou sê wat dit is nie. Ek glo jy weet klaar. Ek glo die Heilige Gees praat klaar met jou. So baie keer kom hierdie goeters dan in tandem voor. Ek wil vir jou sê, afgodery kom in tandem voor met hoerery en oorspel. En afgodery in die gees vind baie keer 'n uitdrukking in die vlees.
Verstaan julle wat ek bedoel? Afgoderry is niks anderster as dit wat ons fokus steel om nie meer op 'n plek te wees waar ons hart onverdeeld op die Here gerig is nie. 2 Kronieke sê, God se oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wat se harte onverdeeld op hom gerig is. Maar dat ons hart gerig is op 'n afgod en dis oorspel in die gees. Aaron bou 'n altaar en hy sê ons moet môre 'n fees vir die Here hou. Baie keer poog ons om ons afgoderry te regverdig deurdat ons die Here daarby insleep. Aaron bou 'n goue kalf en nou trek hy die Here by hierdie goue kalf in en hy sê môre hou ons 'n feesdag vir die Here. Baie keer vind daai ding in my en jou lewe plaas en ek en jy sien dit nie, ek en jy slaan nie ag daarop nie, totdat ons op 'n oggend soos vanoggend kom en sê, weet jy wat, dis eintlik ek wat hiervan gepraat word. En eintlik is hierdie delay in die antwoord wat ek soek, hierdie vertraging, hierdie uitgestelde antwoord, hierdie uitgestelde vervulling, het eintlik net vir my kom wys wat in my hart aangaan. Dit het die toestand van my hart kom openbaar. Vers 7. Toe sê die Here vir Moses, gaan heen klim af, want jou volk wat jy uit Egipte laat optrek het, het verderflik gehandel. Vers 9. Verder die Here vir Moses sê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my nou begaan om my toorn teen hulle ontvlam en ek hulle verteer, dan sal ek jou 'n groot nasie maak. Ek wil hê jy moet jou in Moses se skoene sit. Moses lei hierdie volk uit Egipte uit. Hierdie volk, hulle het nog nie eers deur die Rooi See gegaan nie, toe draai hulle teen hom. Hulle moaning ground van punt A tot by punt B. En nou kom die Here en hy sê, laat my nou begaan dat my toorn teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Hy sê, ek gaan jou 'n deal aan, en maak ek jou 'n groot nasie. Klink nogal vir my na 'n goeie deal. Ek is ontslaaf van hierdie klomp wat teen my is, wat my beskinder, wat my sleg sê, wat my valslik beskuldig, wat my kwaadlik hou vir alles wat verkeerd gaan, en die Here gaan my 'n groot nasie maak. Vers 11, maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk, wat u met 'n groot krag en met 'n sterke hand uit Egipte gelei het. Vers 14, tweede die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, en dat hy sy volk sou aandoen. Jy sien, binne die konteks van delay, waar ons in daai ding, waar ons delay, vertraging, beleef, dis presies wat Arno van gepraat het. Kom daar 'n woord van buite af, en die Here sê vir Moses, hoor hierso, kom ons skrap die volk, ons maak jou 'n groot nasie. Moses kom eintlik hierso, en die Here toets die integriteit in Moses se hart. En Moses sê vir die Here, nee, dis nie my volkie, dis u volk. En u kan nie hierdie volk uitwis nie, wat sal die klomp Filistyne, Egiptenare, die heidene nasies sê, dat u nou u volk uitgebring, maar u kon hulle nie in die beloofde land ingeneem nie. Hy sê, u kan dit nie doen nie. Moses kom en hy stel die volk, en hy stel God se naam bo sy eie naam. Hy stel God se naam en die volk bo sy eie gemak, want dit gaan vir hom oor die Here. En sonde verlang oordeel, want dit is 'n Ou Testamentiese situasie hierdie. Sonde verlang oordeel. En God het in 'n sekere mate oordeel verklaar teen Israel, want hy het gesê, weet jy wat, ek wil die volk uitdelg. En Moses, as gevolg van die integriteit in sy hart, en dit wat die Here vir hom gesê het, sê hy, Here, nee, ek gaan intree vir hierdie volk. En Moses tree in so 'n mate in, dat hy God se oordeel uitstel. Waartoe uitstel? Uitstel na die kruis toe. Moses tree vir die volk in, en die volk spring God se oordeel vry. In daai situasie het Moses weer 'n toets geskryf, om te weet wat in Moses se hart aangaan. Nie my gemak nie, Here, nie my naam nie dat ek die ene is wat uit my moet 'n nasie kom nie. Nie dit nie.
Het gaan oor u naam. Die tweede voorbeeld, 1 Samuel 13. Kom ons gaan kyk na 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 gaan oor Saul en die Filistyne wat vir Israel 'n bedreiging was. Maar as jy die hoofstukke voor dit lees, dan kom jy agter eintlik hoeveel afgode daar was en hoe Samuel gekom het en vir hulle gesê het, hulle moet terugkeer na die Here, hulle moet die Here dien en die Here sal altyd vir hulle deurkom en so meer en so meer. Nou lees ons in 1 Samuel 13 die volgende, vanaf vers 8. Dis nou Saul wat daaroor gepraat word. En hy, wat Saul is, het 7 dae lank gewag, tot die tyd wat Samuel bepaal het. Maar toe Samuel nie na Gilgal kom nie en die manskappe van hom af verstrooid raak, het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffers, en hy die brandoffer geoffer. Jy sien, wat ek hier kan aflei is dat Samuel vir hom gesê het, ek sal na Gilgal toe kom, op 'n sekere dag. Luister hierso, Vrydag oggend sien ek jou by Gilgal. En Saul het gewag, en Vrydagoggend het Samuel nie opgedaag nie. Die profeet van die Here het nie opgedaag nie. En hulle was in 'n benoudheid gewees, want die Filistyne het opgetrek teen Saul en sy manskappe. Dan sien ons by vers 10. Hy het toe nou gesê, bring vir my die brandoffer en die dankoffer. En toe hy net gereed was om die brandoffer te bring, kom Samuel met eens daaraan. En Saul het uitgegaan hom tegemoet om hom te groet. Vers 11. Daarop vra Samuel, wat het jy gedoen? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af. En toe u nie kom op die bepaalde afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Michmas bymekaar kom, het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie, daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Toe sê Samuel vir Saul, jy dwaas gehandel, jy het die gebod van die Here jou God wat hy jou beveel het nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestaan nie. Die Here het vir hom 'n man na sy hart gesoek en die Here het hom as vors oor sy volk aangestel, omdat jy nie gehou het wat die Here jou beveel het nie. Israel is omring deur die Filistyne, hulle is bang. As jy die gedeeltes vooraf lees, sien jy, sommige soldate het in die bosse weggekruip, ander het in grotte weggekruip, en ander was by Saul gewees. Maar die bedreiging daar waar Saul was so groot gewees, dat van hierdie manskappe Saul toe begin verlaat het. En Saul maak 'n plan. Hy sê hy gaan 'n brandoffer bring. En 'n koning was verbied gewees om 'n brandoffer te bring. Hy mag dit nie gedoen het nie. Nooit. En net soos in Aaron se geval, sondig Saul. En die wortel van sonde in albei hierdie leiers se geval was presies dieselfde. Presies dieselfde. Kom ons lees net daar daai eerste gedeelte. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê. In Saul se geval het dit gegaan oor die manskappe het Saul verlaat. So die wortel in al twee gevalle was die vrees vir mense. In albei die gevalle was dit the fear of man and not the fear of God. En Saul het homself sterk gehou. Aaron het ons gelees was onder hierdie druk gewees van die volk, want hulle het gesê, waar's Moses? Hy is die berg op, die berg bewe, die berg is in vuur en vlam. Moses kom nie terug nie. Bou vir ons 'n afgod. In Saul se geval was dit presies dieselfde. In Saul se geval het sy soldate hom verlaat. En dit het 'n onsekerheid in Saul se hart gebring. So as ons na hierdie goeters kyk, dan sê ons, weet jy wat het die feit dat Samuel nie betyds opgedaag het nie, wat het dit in Saul se hart na vore gebring? Onsekerheid.
onsekerheid by die volk se leier. En die Here kom as dit ware en hy kom ontbloot daai sekerheid in Saul se hart aan Saul. En wanneer God sekere goeders in my, in jou hart kom ontbloot, is dit nooit daar om my en jou te beskaam nie, maar dis daar om my en jou eintlik te versterk. Dis daar om my en jou op 'n plek te bring waar ons beter af is of veronderstel is om beter af te wees nadat die Here dit vir ons gewys het as wat ons was voor die Here dit vir ons gewys het. Jy sien, Saul was in 'n mate, het hy 'n onsekerheid in 'n verkeerde sekerheid geopenbaar. Want Saul se sekerheid was nie afhanklik van die Here nie. Saul se sekerheid was daarin geleë dat Samuel Gilgal toe moes kom. So Saul het eintlik sy vertroue op Samuel gestel en nie op die Here nie. En hoeveel keer in ons lewe is ons baie keer op 'n plek waar ons in 'n situasie sit met delay, in 'n situasie sit met 'n vertraging, 'n uitgesteldheid, waarin ons oë wegdraai van die Here en op 'n plek kom waar ons hart, ons vertroue op mense begin sit om hierdie situasie vir ons te beredder. Daardeur sê ek nie ek en jy het nie mense nodig nie. Daardeur sê ek nie ek en jy is veronderstel om alleen deur sekere situasies te gaan nie. Ek onthou, Arno, as ek jou en Henry het as voorbeeld kan gebruik, ek is nou jammer dat ek op julle pik, maar ek onthou daai tyd het Arno vir my gesê, kom saam, kom na my toe, ek en jy moet saam bid oor hierdie situasie. Ek onthou daai tyd, toe al hierdie goed niks wil regloop nie, het Arno na die profetiese span gekom, en wat het julle vir hom gesê? Arno, onthou jy wat het hulle vir jou gesê? Was dit nie iets soos, wees rustig nie? Kan julle dit onthou? Ek wil die regte woord kry, wat het hulle vir julle gesê? Die profetiese span het vir hulle gesê, wees rustig, wees in die rus van die Here en hou vas in die Here. Nou, ek meen, hier kom jy, Arno, sit op die gemakstoel en om jou is dit chaos, bly net sit op daai gemakstoel, bly net sit op daai gemakstoel, dis waaroor dit gegaan het. Ok, maar ek wil hê jy moet hierdie ding sien, hy kom om 'n antwoord te kry, en om te hoor wat die Here vir hom sê, in hierdie turmoil, wat in hom en Henry het se hart is. Hulle het beloftes gehad, die goed moes lankal tot vervulling gekom het, niks gebeur nie, niemand wil teken nie, en as hulle teken is dit die verkeerde ou wat teken, en dan kan die waarborge nie gelewer word nie. En nou kom hulle by die profetiese span aan, profetiese span sê vir hulle, wees net rustig en sit in die gemakstoel. As dit nou ek was, dan het ek nou hier in my kar geklim en gesê, ag liewe Vader, dis die laaste ding wat ek wou gehoor het. Ek wou hier 'n woord van die Here gehad het. Wat sê, wees rustig. Hoe kan jy rustig wees in hierdie situasie? Is dit nie wat ons doen nie? Hoe kan ons rustig wees? Maar, dit gaan oor, die Here ontbloot eintlik wat in ons hart aangaan. En in Arno en Henry se geval, het dit gegaan oor, gaan jy bly vashou, of gaan jou geloof skibreek lê? Dan bel ek vir Arno. Dan sê ek vir hom, hoor hierso, hoe gaan dit nou, wat gebeur daar? Dan sê Arno, nee, ons is rustig, ons hou vas in die Here. 2 maande daarna, dan bel ek hom weer, of ek kom daar as ons saam bid. Sê ek vir hom, hoor hierso, wat het nou al intussen gebeur? Sê hy niks. Dan vra ek vir hom, hoe lank gaan hierdie ding nou nog aanhou? Sê hy, nee, hy weet nie. Hoor julle wat ek sê? In hierdie geval het die Here anderster gewerk met ander en het wat hy noodwendig met ander mense werk. Daar is sekere goed wat in ons hart is, wat na die oppervlakte kom, wat ons nooit gedink het daar is nie, nooit. Ons sien dit nie raak nie, maar die Here sien dit. Saul beskuldig vir Samuel, dat hy nie betyds opgedaag het nie, Aaron beskuldig vir Moses, dat hy nie betyds van die berg af gekom het nie, Adam beskuldig vir Eva beskuldig die slang. En die groot rede is dat nie een van hierdie gevalle het eintlik op die plek gekom waar hulle die verantwoordelikheid gevat het nie.
vir dit wat gebeur nie. En binne daai konteks het die Here eintlik op hulle gewag en gesê, hoorie, so vat jy verantwoordelikheid vir hierdie situasie. Want God is op soek na 'n hart wat op hom gerig is. Die Here, ek wil 'n snaakse ding sê, die Here het 'n groter probleem, nee, kom ek stel dit so. Die Here het nie 'n probleem as jy 'n fout maak nie. Maar hy het nogal 'n probleem met jou as jy nie jou hart op hom gerig hou nie. Hoor julle wat ek sê? Dit is eintlik die grootste ding wat daar is. Israel is nou net verlos uit Egipte, waar afgoderry hoogty gevier het. En waaragtig, nadat Israel 400 jaar in Egipte was, is hulle die een wat nou die afgod, die goue kalf bou. Israel was verlos uit Egipte, maar Egipte was nog nie verlos uit Israel nie. En hierdie vertraging, soos wat ek gesê het, het die toestand van hulle hart openbaar. En wanneer ek op 'n plek kan kom waar ek die verkeerde in my hart kan raak sien, met ander woorde dit wat God raak sien, kan ek op 'n plek kom waar ek dit bely. En dan kan ek op 'n plek kom waar ek dit laat staan. So ek wil hierso skryf, ek en jy moet sien wat God raak sien, dan moet ek en jy op 'n plek kom waar ons dit bely, en dan moet ek en jy op 'n plek kom waar ons dit laat staan. Want die Here is meer ingestel, die Here is meer geïnteresseerd in die toestand van ons hart, as wat hy eintlik daarin geïnteresseerd is in die oplossing waarvoor jy bid. God stel belang in my en jou hart. So, wanneer ek en jy angstig is, dis gewoonlik, of laat ek het so stel, dis gewoonlik wanneer ek en jy angstig raak. En die Here wil hê dat ons harte moet herkalibreer, om op 'n plek te kom waar ons sê, Here, hier is die beloftes wat ek het. Die Here sê, moenie angstig rondkyk nie, want ek is by jou. Sit jou hart onverdeeld op my. Fokus op my, want ek is die een wat jou reddende regterhand is. Ek is die een wat jou kan help. Ek is die een wat vir jou die beloftes gegee het. En wat kan ek en jy doen op daai plek? As ons hart op die Here sit, en ons kan op 'n plek kom waar ons die beloftes vir hom herhaal. Ons kan op 'n plek kom waar ons hierdie beloftes bid. Ons kan op 'n plek kom waar ons hierdie beloftes spreek. Wanneer ons op daai plek is, skiet geloof in ons hart op. En julle sal nou verstaan hoekom ek dit sê. En wanneer geloof in ons hart opskiet, kan ek en jy kom op 'n plek van rus. En ouens, hierdie goeters is baie makliker gesê as gedaan. Baie makliker gesê. Hoe het julle in rus gekom, Arno? Wil jy iets deel met ons? Hoe was dit? Henriette, want ek onthou daai tyd, dit was 'n kwaai ding. Hoe kom jy in hierdie toestand in rus? Wel, ek het net geweet die Here het gesê ons gaan verkoop. Hy het gesê ons moet verkoop, dis nou tyd, so dit sal so wees. Hoe het jy in rus gekom, Arne? Ja, dis nie so maklik nie. Ou se kop hardloop, maar die dag spook dit maar jy kom net op 'n punt wat jy net besef, jy kan niks doen nie, jy moet net op die Here vertrou. Dis dan moet jy rus kom, dis so eenvoudig soos dit. Arne sê 'n interessante ding, hy sê die nag los jou kop jou. As die son skyn is dit oukei. Hy sê maar as die nag aankom, dan is dit moeilikheid. Ek was ook al in situasies. Ek en jy het in hierdie situasie 'n geweldige groot geveg in ons hart en in ons denke aan die gang. 'n Geweldige groot geveg. Dis nie so maklik soos wat ons dink nie. Maar ek en jy kan nie op 'n plek kom waar ons God se woord in twyfel trek nie. Ons kan nie op daai plek kom nie. Ek was ook op daai plek verskeie kere in my lewe. As die son opkom is ek reg. As ek 'n man van geloof. As die son gesak het, man, is die geloof ook weg en by die agterdeur uit. Is daar niks. Kom ons kyk net na die laaste voorbeeld. Ek wil Abraham as voorbeeld gebruik. Die Here kom by Abraham en hy maak hom 'n belofte. Hy sê, in jou sal die nasies geseën word. Hy sê, ek beloof vir jou 'n seun, Isak. Hoe lank dink julle het Abraham gewag vir Isak? Hoe lank het Abraham en Sara gewag vir Isak?
SJ sê 25 jaar. Wie dink hy is in dwaling? Vandat God hom die belofte gemaak het, totdat Isak gebore is. 35 sê Koos. Jy's bietjie kouer, Koos. Arno? 24 jaar. 24 jaar het Abraham gewag vir die belofte van Isak om waar te word. En ek en jy sit ver oggend hier en ons raak ongeduldig na 'n maand, na 'n week, na 'n jaar, na 6 maande, na 4 jaar. Abraham, 24 jaar wag hy op die belofte van die Here. 24 jaar. Maar kyk wat gebeur in Abraham se lewe, en ek wil hê ons moet iets leer ver oggend uit Abraham se lewe. God stuur 'n belofte vir jou. Hy sê ek gaan Isak vir jou gee. Gaan jou 'n seun gee, Isak. Dan is ek en jy baie keer op 'n plek waar dit binne ons vermoë is om die belofte waar te maak. En toe word Ismael gebore. En Abraham het met Ismael as probleem gesit vir die res van sy lewe. Ek en jy is baie keer op 'n plek waar ons, kom ons vat die konteks van geld. Wat kan die Here jou beloof? Kobus, die Here beloof jou 'n nuwe bakkie. Hy gaan vir jou 'n nuwe bakkie gee. Hy gaan kom, jy het 'n belofte. Is baie keer bevestig, as jy en my weer wandel, hoef jy nooit bekommerd te wees oor 'n voertuig nie. Die Here gaan jou seën met 'n voertuig. Toe kry jy 'n nuwe voertuig. Verniet, mahala. Jy het die nuwe voertuig gekry. Jy ry daai voertuig gery en ja, toe op 'n stadium toe kry jy 'n belofte, jy gaan weer 'n nuwe voertuig kry. Maar toe is jy binne die vermoë, jy het 'n groot genoeg fasiliteit by die bank om vir jouself 'n kar te koop. Toe gaan jy en jy gaan koop hom. Maar jy het hom so bietjie ge-upgrade. Jy het iets beters gekoop as wat die Here jou beloof het. En toe koop jy dit. Maar dit was nooit God se wil nie. Nooit God se wil nie. Nooit. 3 weke daarna, toe bel Madeleine jou en toe sê Madeleine vir jou, hoor hierso Kobus, jy sal nie glo wat gebeur het nie. Sê vir hoor hierso Madeleine wat? Sy sê nee. Hy het ou aangekom in die naam van Pieter, hy en sy vrou, en hulle het vir jou 'n splinter nuwe bakkie gebring. So wat het jy gedoen? Jy was binne die vermoë om God se belofte waar te maak, maar dit was nie God se belofte nie. Abraham het die vermoë gehad om 'n kind by Hagar te verwek, in opdrag van sy vrou. En na die tyd toe vra sy vir nou, wat het jy nou gemaak? Ek het net jou opdrag uitgevoer, sonder enige rede twis. Hoor julle wat ek sê? Baie keer kan ek en jy 'n situasie kom waarin ons eie belofte waarmaak, maar dis nie te sê dit is wat die Here vir jou in gedagte gehad het nie. Dis eintlik 'n waarmaking buite sy wil. Wanneer ons in daai tyd is, en dan ek maak klaar, wanneer ons in daai tyd is van vertraging, van uitgesteldheid, uitstelling op die antwoord, ek het maar net 3 dinge geskryf. Die heel eerste ding wat ons doen, nou jy hoef nie matriek te hê om dit te weet nie. Jy bevraagteken God. Ek wil amper sê, jy draai teen die Here. Jy bevraag, hierdie Christendom stories man, dit is 'n pot nonsens. Hierdie ding dat die Here vir jou is, hierdie klomp Bybelversies, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? En al daai goedjies, dis die grootste klomp nonsens onder die son. Ons bevraagteken die Here. Weet jy wat is die interessante rondom dit? Al bevraagteken ons God, hy draai nooit teen ons nie, want hy's 'n goeie Vader. Hy kyk maar net vir jou en skud sy kop. Die tweede ding wat die duiwel doen is, hy kom na jou en hy sê vir jou, daar's iets in jou lewe wat verkeerd is. Nou, ek en jy moet hier net 'n ding vasmaak in ons hart. En dit is dat, onthou dat die Here veroordeel nooit nie. Die duiwel sal jou altyd veroordeel. En omdat die duiwel jou wil veroordeel, en deur veroordeling jou teen God wil laat draai, sal hy altyd kom en die sonde wil uitwys, vir jou wil sê, daar's iets wat jy verkeerd doen, en dat die Here jou daarvoor straf. Nou, ek wil nie nou oor die straf van die Here praat, of die oordeel van die Here praat nie, maar al wat ek wil sê in hierdie konteks van vanoggend is dat, daar is ook sekere goeders wat ek en jy van ontslaa moet raak in ons lewe, alvorens sekere beloftes tot vervulling gaan kom. Hoe kan ek dit anders te stel? Ek en jy, wanneer die Here kom vir ons iets wys, wat verkeerd is in ons lewe, wat die vervulling van hierdie beloftes beperk,
of die vervulling van hierdie woord beperk, dit wat die Here jou gegee het, dan moet ek en jy daarmee deel en dit uit die weg ruim. God verlang heiligmaking van ons. God verlang van ons dat ons in lyn sal kom met sy denke, met sy manier van dinge doen, sodat sekere goeders in ons lewens tot vervulling kan kom. Die derde ene, jy is 'n regte hipokrit. Weet julle hoekom sê ek dit? Kom ons gaan lees gou Genesis 20 en ek wil vir julle hoef nie so intoe te blaai nie. Kom ek lees. Genesis 20 vers 17. Onthou nou, Abraham en Sarah maak dit nie onvrugbaar. Nou kom Abraham in vers 17. Toe het Abraham tot God gebid en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al gesluit ter wille van Sarah, die vrou van Abraham. Wat hier besig is om te gebeur is, ek meen, hier is Kobus en Madeleine, hulle kan nie 'n kind kry nie. Ek is Abraham. Nou kom ek na Kobus en Madeleine na 23 jaar. En ek sê, hoorie so, ek wil vir julle bid dat julle nou 'n kind kan kry. Dan sê Kobus vir my, luister hierso, jy kan nie eens vir jou eie vrou bid nie. Ek meen, dit is nou 24 jaar wat julle ons hierdie klomp storieetjies vertel van julle gaan 'n kind kry. Vir 23 jaar kon jy jouself nie help nie. Luister hierso, ek meen, as jy gaan kyk na Smith Wigglesworth se dogter is blind gebore. Ek dink haar naam was, ja, ek weet nie wat sy naam is, sy vrou was Annie. Sy was blind gebore. Smith het vir hoeveel blindes gebid wat gesien het? Hoor julle wat ek julle sê? Hier gaan Abraham, en hier is 'n les wat ons moet leer. Want die wêreld daar buite gaan vir jou sê jy is 'n hipokrit. Hier gaan Abraham en hy bid vir Abimelech en sy vrou en sy familie sodat hulle vrugbaar kan word. Hoofstuk 21 vers 1. En die Here het Sara besoek soos hy beloof het, en die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Jy sien, baie keer is ek en jy op 'n plek waar ons die delay in ons lewe, die feit dat iets in ons lewe nie waar word nie, ons verhoed om in geloof uit te tree en verander te bid. En eintlik wil ek hierdie gedeelte vat, hierdie punt 3 en sê, weet jy wat, dit openbaar weer die toestand van my hart. Al gebeur dit nie met my nie, gaan ek nog steeds verander bid met dit waarvoor ek eintlik wag om te gebeur. Gaan ek op 'n plek kom waar ek my vertroue in die Here plaas, en dis presies wat Abraham gedoen het. Abraham het gesê, weet jy wat, al het ek nog nie vir Isak nie, dit gaan my nie verhoed om vir mense te bid wat ook onvrugbaar is nie. En in daai uitreik na buite, ek wil sê daai uitwaartse visie, kom die Here en hy sê, weet jy wat, die fokus is nie op jou nie, het op 'n plek in jou lewe gekom waar jou fokus na buite is. Kom ek gee nou vir jou ook 'n kind. So my vraag vir oggend is dat as jy na hierdie goeters kyk, wat praat die Here in jou hart? Wat het hy vir oggend in jou hart geopenbaar wat hy vir jou wil wys wat jy nie geweet het daar is nie? En dan wil ek vir jou vra, wat gaan jy daaraan doen? Wat moet ons doen? Die Here sê, bely dit, bring dit na my toe, en binne die konteks van belydenis raak ek en jy ontslae daarvan. Wat dit ook al, angstigheid, insecurity, vrees vir mense, vrees, maak nie saak vir wie nie, daar's baie soorte vrees. Bring dit na my toe. Jy sien, wanneer daar 'n delay is, moet jy vir jouself die volgende vraag dalk vra. Is daar 'n delay omdat ek buite God se wil is? Is daar 'n delay omdat die Here iets wat in my hart is, eers vir my wil wys? Want as daai ding uit my hart gekom het, dan gaan my fondasie nie kraak nie. Want die Here wil op hierdie fondasie bou. So die Here is my eintlik genadig binne daai konteks. En dan die laaste ding is, ek en jy kan seker dan op 'n plek wees waarin ons as gevolg van ongehoorsaamheid die antwoord vertraag, omdat ons nie wil deel met dit wat die Here vir ons wys nie. Ek wil afsluit met die stelling, God is meer geïnteresseerd in jou hart as wat jy dalk in jou hart geïnteresseerd is. Maar weet jy wat, die Here is net so geïnteresseerd daarin, omdat hy 'n goeie Vader is, om dit wat hy jou beloof het, vir jou te gee. Kom ons sluit die oë. Vader, vir vanoggend, dankie Here dat u Gees met ons praat. Dankie dat ons vanoggend kan kom en kan weet, Here, dat u is 'n genadige God, u is 'n goeie God, u is 'n God wat bemoeienis maak met ons elke ene.
En Here, ek wil vra dat daar waar ons uitgestelde beloftes het, daar waar mense bid vir antwoorde, daar waar mense bid vir goeders om in plek te val, goeders om waar te word, Here. Dankie dat U besig is om ons hart aan ons te openbaar. En dankie dat ons op 'n plek kan wees, Here, waar ons hart heel eerstens teenoor U kan uitsorteer. Want dit help nie om vir U kwaad te wees nie. Dat ons op 'n plek sal kom waar ons nie so Saul sterk sal wees nie, maar waarin ons op 'n plek sal wees waar ons onsself sal verneder, Here, en die aangesig sal soek. Here, want U weerstaan die hoogmoedige en U gee eer aan die een wat nederig is. Help ons dat ons nie op eie kragte sal staat maak nie. Help ons dat ons op U gefokus sal wees. Here, dankie dat ons kan kom en kan deel met die afgode in ons hart. Here, ons elke een het afgode in ons hart. Dankie dat U daai afgode vir ons wys. En ek bid, Here, dat U weer die eerste plek op die troon van ons hart sal inneem. En ek dank U daarvoor, Here. In Jesus naam, amen.